Goeienaand, dames en heren. Ek sê soos in die kerk, ons predik vir mense wat nie kerk toe kom nie, so baie dankie vir die paar ouens wat hier is. So ek gaan aangaan met my hele voorbereiding en ek gaan maak asof die saal lekker vol is. So my opbring is maar net, liewe ouers, soos julle weet is dit nou 'n nuwe, kan ek sê, 'n nuwe tydperk nou in sekere afvalters se lewens. Ons begin nou weer van onder af. Dit vir ons afvalters wat nou eens was die laaste paar jare betrokke by die seniors, ons begin nou weer onder. So net so 'n boodskap, ons stap saam met julle kinders in hierdie tyd vol geleenthede, maar ook met ons sekerhede. Ons vertrou en hoop in die woord van God, want ons herinner dat ons altyd die pad, ons herinner dat hy altyd die pad vooruit voorberei. Jesaja 34 vers 9 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek maak 'n pad deur die woestyn. So mag ons as ouers en onderwysers hieraan vashou en ons kinders met geloof en hoop lei. So kom ek net vir julle sê vir julle vir 'n gebed. Here, dankie vir 'n nuwe dag en nuwe geleenthede. Ons vra dat ons as ouers en onderwysers wysheid gee om die kinders reg te lei. Sien elke gesin hier en help ons om altyd op die woord te vertrou. In Jesus se naam, amen. Dat ek so vir julle gou 'n briefie geskryf, so ek wil graag, kom eintlik al vir al ons afrigter se kant af, met om vir julle ons harte te deel. Ons groet mekaar nou vandag vir eerste keer in 2025 en in die jaar 2030 en 31 ons mekaar dan weer groet, want dan gaan julle kinders klaarmaak met die laerskole. So dis 'n 5 tot 6 jaar pad wat ons saam met julle gaan stap. En rugby is meer as net 'n spel. Dis 'n reis, 'n pad wat ons saam met julle seuns en saam met julle as ouers gaan stap. Op hierdie pad is daar goeie tye en slegte tye, oorwinnings en teleurstellings, toere, liga-wedstryde en oomblikke van trots en trane. Maar onder alles bly ons saam staan en saam stap. Ons as afrigters sien as 'n voorreg om deel te wees van julle seuns se lewenspad. Vandag is dit nog seentjies. Oor 'n paar jare sal ons almal terugkyk en sê, hier het hulle manne geword. Hulle het ware so dissipline, prioriteit, deursettingsvermoë en nederigheid gewortel, het hulle wortel geskiet. By Vera Park vat ons groot trots daarin, dat ons nie rugby afrig nie, maar lewensvorming. Ons sal hulle toerus nie op die veld nie, maar vir die lewe daar buite. Dit beteken dat ons soms moeilike besluite moet neem of streng woorde moet gebruik. Net uit hardheid nie, maar uit liefde en verantwoordelikheid. Elke woord en besluit kom in 'n plek vir ons regtig glo, ek sal dit ook met my eie kind wil doen. Ons roeping as afrigters, opvoeders is groter as wen of verloor. Dit gaan oor die voorbereiding van ons seuns om eendag sterk, waardige en verantwoordelike mans in die samelewing te wees. Dit is die nalatenskap wat ons wil bou. Daarom vra ons net een ding aan julle as ouers. Ondersteun ons, staan saam met ons en boop alles vertrou ons. Van saam kom ons verskil maak wat veel verder strek as die rugbyveld. So dan wil ek net weer vir julle daai welkom sê dan vanaand se onder 8, 9 rugbyligtings aan. So eers is maar die span afrigters wat vir nou saam met ons op pad gaan stap. So ek gaan hulle naam noem, hulle kan my opstaan en dan waai, so dis ek self en dan Philip Loots, meneer Frans Bosman, meneer Lyn Flint, Jolande Simon, Jeff Simon en dan het ons 2 menere studente wat ons ook nog gaan identifiseer soos gedra ons hulle finaal hier by ons het. So ons het op die oomblik het ons 8 personele wat hier onder 8 groepie gaan hardloop vir volgende jaar. So die inligting wat ek hier met julle gaan deurgaan, het ek al op 'n groepie vir julle gegee. So gaan my dat eers deurlees. Ek is nou soos 'n baie keer van my departementele vergaderings aan lees die slides deur. So bly maar saam met my met hierdie. Ons kan interak, so jy kan vra as jy wil. So ons begin nou as die skole sluit as die skole begin volgende kwartaal, begin ons met die 108s. En wees gerus, al die manne is betrokke en mevrou is betrokke met daai proses.
Dit gaan 'n 2 weke proses wees. Die eerste week gaan ons net aan die kinders se basiese vaardighede fokus. Nou moet julle verstaan, tyd is ook maar 'n faktor. Ons het die 1 November speel ons eerste toernooi. En so dit is helemaal van ons kant ook afsien. Ons was 'n groot moeilik maar die groepies finaliseer en ons gaan niemand se tyd los nie. Ons gaan niemand in 'n lentjie aan sê hoor ons gaan nou eerlik met julle wees, ons gaan spanne so vroegtydig as moontlik kies. Soos ek sê, my dogter het nie die koorspan gemaak hierdie jaar nie. Baie teleurgesteld, maar die proses het kan sin nie. En dus gaan vaar het en sy sê hom baie by die huis, sy dink sy sing baie wonderlik, maar ek wil net vir haar sê, sy kan nie die koorspan gemaak. Maar dis maar die realiteit. So, ons gaan reg fokus op basisvaardighede. Julle kan net 'n rugbybroekie bring vir daai oefeninge. Oefeninge moet julle maar 'n rugbybroekie en oefening bring. Let geweld, ouers, julle moet asseblief reëlings tref van die kindertjies, joenetjies kom vroeg uit. En meeste van ons afrigters is betrokke by die seniors, so nie toesig vir hulle van 1/2 af aan hulle uitkom. So ons vra maar, maak nie seker is by hulle toesigklasse, of reël myself dat hulle by hulle toesig is tot 2:15. Want ons het klaar tot so 2:50. So asseblief maak nie seker daarvan. Daai 20ste Oktober is die week daarna gaan ons proewe speel. En dit is 'n poppenskamp wat ons kindertjies in verskillende groepe sit en daar gaan ons maar die kinders maar so roteer en kyk maar na sekere vaardighede om die groepe so te kan probeer kleiner maak. So die oefeninge gaan aan dieselfde tyd wees en dan ons net daar met julle net kyk in die eksamentyd gaan ons 11:15 begin. As jy my dit reeds daarvoor kan maak. En ek sê daar so die 27ste Oktober gaan ons 3 oefengroepe identifiseer. Dit gaan 3 groepe wees van 20 seuns. So op die einde van die dag gaan ons steeds 4 onder 9 spannetjies wees. Maar ons het goed gedink om 3 groter groepe te kies en dan hulle te roteer by die toernooie. Maar ons het baie keer gevoel, daai 4 spannetjie wat ons daar teen ander skole speel, dis moeilik want hulle plaas so maar teen enige skool, teen enige span. So dit speel ons D-spannetjie teen party ouetjies se A-span daar. So ons het goed gedink om hierdie jaar 3 groter spanne te kies en daar te roteer en dat ons 3 sterke groepe dan gaan speel in daai toernooie wat ons nou vir gaan sê waar ons gaan speel. So die toernooi is 1 en 8 November by Laerskool Tygerpoort. Sodra ons die programme ontvang, sal ons vir julle deurgee op die groepie. Ek sien nou is 152 ouers op my groepie. So die kommunikasie is deur. Die reaksie was net nie so goed vanaand nie, maar dis nou maar so. Onthou net is eie vervoer na Tygerpoort toe en daar hoef julle net 'n witbroodjie te bring, ons voorsien die rugby trek. Dan weer eens eintlik net hierdie rooi geskryf. Die toernooi dien steeds nog as proewe. Die finale span sal eers na die proewe geïdentifiseer word. Nou ons gaan nie doekies draai die jaar nie, ons gaan sê, dit is die A-groep, B-groep, C-groep. Julle weet toch elke geval as ons sê, dit is die blauw, die geel en swart span. Julle kan nog elke agterkom wat sy groepe is, so ons gaan die jaar definitief sê, dit is A-groep, B-groep en C-groep, en ouers, dit beteken nie, hy gaan nou bly nie. Dit is maar net die proses wat ons gaan volg, en na die toernooi, dan gaan ons die toerspan identifiseer, en dan gaan ons nou begin oefen in die toerspan. As julle my nog meer verstaan, ek probeer deurgee. So ek was ook op die kalender al plot, die 17 tot 19de Maart is die onder 9 toernooi by Camp Discovery. Daar sal nog 'n toervergadering wees einde van die jaar, wat ons die toerkostes met julle gaan bespreek, wat julle maar julle bonusse maar moet hou, want daai toere raak nog voor redelijk duur, maar ons sal met julle bespreek, eers in die einde van die jaar, na die oefeninge, na die Tygerpoort, dan gaan ons daar so 'n toerspan kies, en op daai toerspan is ons al weer vergadering roep, en met julle gesels dan oor die toerspan. Maar julle moet nou onthou, ons gaan alle oefen tot einde November. Al wat gaan gebeur is, die groepies gaan nou net, ons gaan weer so skuif, ons gaan gauw as moontlik in 'n span kan oefen. Onthou, op die seentjies nou die 15-tal spel leer, waar ons staan, hoe ons speel, al die faktore, wat ons eintlik maar 'n maand het. En volgende jaar begin ons einde Februarie en die eerste wedstryd is teen Vastrap op 5 Maart. So ons het bitter min tyd dan om
sekere faktore en vaardighede te oefen, so vir dit belangrik dat ons daai seentjies kan regkry vir die spel, die 15-tal spel. Dan moet jy nie komkommer nie, ons doen maar opleidingssessies. Ek weet, baie van julle was kragtige rugby-spelers op julle jong dae, en het baie inligting om ons oor te dra, en ons aanvaar, ons sal regtig inligting van julle af wil hoor, maar ons het ook Prof Piet wat ons gebruik. Hy is bietjie meer 'n professor wat werk met die sielkundige kant en die motivering van die kinders. So ons bring hom in vir 'n paar sessies. Ons gebruik Bluetooth ook wat ook baie fokus op tegniese vaardighede. Ons het hier weer vir Ron Venter in, wat ons bring ook wat bietjie vir ons kom wys op 'n paar vaardighede oefeninge, sekere taktiese goed wat hulle gebruik wat hy vir ons kom oordra. So hy kom wys vir ons spesies op 'n praktiese oefensessie. Wat ons 'n bietjie vra as ons skielik vaardighede wat ons kan byleer en dan draai dit oor. Bewys nou tans top rugby. Dan is ons bevoorreg om ook vir Zirk, Meyer en Ruben Groenewald. Hulle is die Afriese skakelpare. Hulle kom ook in November vir ons 'n sessie hardloop, 'n bietjie vir ons meer inligting weer te gee oor die skakelpare, waarom 'n bietjie meer gaan fokus op die voorspelers. Ons het regtig kundige ouens tans in die bedryf wat ons afrigters kom 'n bietjie update en dan gaan ons dit oordra aan ons kinders. En dan is ook uitsewing, dit is onder leiding van Andries Coetzee en die Dreierbroekies, dit speel tans ook nog, of hulle speel nie, maar ek weet of die Dreierbroers al speel nie, maar almal ken Andries Coetzee. Hulle is ook hierso vir 'n opleidingssessie waar hulle ook vir 'n bietjie gaan fokus op skraamtegnieke, stitte, skotte en dan Andries wat weer ons gaan help met opleidingssessies van agter. So as regtig moeite wat ons insit. Ek sê ons weet alles nie, maar ons was al by 'n onderlege toernooi. Ek dink dis nou ons 4de groep. Ek sê nie Philip nou ons eerste groep ouetjies word 30 hierdie jaar. Staf. So ons besef ons word ouer, want die ander kinders word groter. So wat ek vir julle vra is maar dit is nie ons eerste rodeo hierdie nie. Maar ons vra met julle ondersteuning. So daai is ons opleidingssessies ons gaan hardloop. En dan die opleidingssessies wat ons julle vra is net ons ondersteun klaprek. Dit is ook hoekom ons rugby redelijk sterk is, want baie van ons seentjies hou aan rugby speel. En dit is waar ek maar die bal teruggooi by julle as ouers, om julle seuns maar betrokke te kry by klap rugby, dat hulle maar heel hardloop, ons ondersteun die klap rugby, ek dink al baie vaardighede aangeleer, daar's goeie kompetisie, en ons is ook baie dankbaar vir RFD wat ook betrokke is by ons kinders, wat ook sekere vaardighede vir daai seuns aanleer. So ons vra vir julle, as julle dit so voel, ondersteun RFD en ondersteun ons klap rugby, dan skryf julle seentjies daarin, dat hulle betrokke is in die klap rugby. Ons het gesien die voordele wat ons kry, seentjies wat met klap rugby is, en jaar aan jaar is hy seun baie meer gevorderd as wat hy was in die begin van die jaar, want tyd is 'n faktor vir ons in die rugby seisoen. So ons ondersteun dit, so ons vra maar as julle die regte oop sien daar, skryf jy kind in by RSD en ook by jou klap waar jy ook kies waar jy sê wil speel. Dan het ons 'n goeie verhouding met Martin, hy doen die stoel by Vikings. Ons het nou met hom 'n vaste, nie kontrak nie, maar ooreenkoms, dat hy op Dinsdag, middag, 3 is hy beskikbaar vir stoelsessies. So ons gaan hom gebruik dan vir sekere sessies, maar ons moet julle kommunikeer wat se Dinsdag dit nou die 109's gaan wees. So julle verstaan gaan die 110 se sessie hê, die 111 se sessie hê. So ons gaan met julle kommunikeer wat se middag ons dan die seuns gaan vat dan vir 'n stoelsessie. Dis weer eens, dis maar 'n platform en julle kan dit weer verder vat. Julle kan die seuns inskryf by stoel waar Martin ook betrokke is. So dis maar net dit bly 'n keuse, maar ons voel ook dis 'n goeie, hoe kan ek sê, positiewe voordeel vir seuns om te stoei val as hy rugby speel, want rugby is 'n kontaksport. So daarso het ons vir Martin ook in, wat ons gaan help met stoeisessies by ons skool, en as julle dan verder voel met verder vat, ons van Martin se besonderhede ook weer op 'n groep bestuur, as julle Martin dan maak. Ek dink net al, weet of julle het gestuur het nie, maar ons sal vir op 'n groep bestuur as julle vir Martin gebruik vir stoei.
Dan die ouderdomsgroepe, hierdie kom uit ons blou boekie uit. En die blou boekie is eintlik nou die Bybel van die Bybel Laerskool Unie, waar hulle daarso die goedkeuring gee vir onder 8 seentjie van volgende jaar, graad 2 kan 'n volgende onder 9 speel. Want daar is nie 'n onder 8 liga nie. Dis dieselfde met die oopspanne. Die oopspanne het nie onder 12 liga nie, so die onder 12 seentjies speel dan in oopspanne. So daar is goedkeuring dat die onder 8 ouetjies wel mag opspeel. Jy kan eintlik tot 2 jaar opspeel, as jy sien wat in die reglemente staan van die nouwele. Maar ons gaan nie so ver gaan nie, maar dis by skole wat dan nie genoeg getal het nie. So dis die rede hoekom ons graad 2's 'n jaar op kan speel. En ons vra nog vir baie ondersteuning, ons sien ook jaar en jaar uit. Dit is regtig die sterker seentjies in daai jaargroep wat dan die blootstelling kry aan daai 15-tal rekke. Dit beteken daai seentjies is 'n jaar voor baie ander seentjies omrede hulle daai geïdentifiseer as die sterkste is. En ons sien hoe hulle daai vorige jaar maar net beter en beter raak. So daai is 'n stelsel wat ons gebruik. Ons glo dit werk. Baie ander skole se onder 9C's is onder 8 span. So daar verloor baie skole op baie van die 9'tjies. En ons kies dit nie meer as 10, maybe, as ouetjies nou regtig sterk is. 'n groep seuns jonger as wat hulle reg is in 'n jaargroep. So ons vra vir julle ons ondersteuning daarin. Dit is 'n stelsel wat ons glo werk. En ons kan net getuienis sê, hier sit tans ouers nou, wat se seentjies al speel 3 jaar, wat ons voel daar ekstra kennis en die patroon af van het. So dit staan so in die blou boekie. So as jy gewonder mag ons dit doen, ja ons mag dit doen. Dan die broeke, wit boekie en dan opwarmingshempies, ons nou die geeltjie uitgegooi, ons doen die liggroen en die donkergroen hempies. Dis nou ons opwarmingshemde. Dis nou maar vir alle aktiwiteite. Dis vir toere, soos liga speel, so hulle kommunikeer dat se hier ons aantrek, stroom en vormigheid. Dan vra ons julle kyk 'n mondskerm is verpligting. Dis nie net dit help met die tande, maar meer vir die skerm vir hartsinskudde. Jy kan hierdie vir kontak, soos ouer, dis eintlik nou deel van die ouers van hierdie groep. So jy is meer welkom om te kontak. Julle kan eie melkkaart skryf by Mr. Price of weet nie waar nie, maar hierdie melkkaart ondersteun ons ook, dis 'n goeie kwaliteit. So julle is meer welkom om haar te kontak vir 'n melkkaart wat lekker is. Hy is ek weet nie Engels gebruik nie, maar dit is nou gemaak vir ons skool. Die mondskerm. So julle kan haar kontak, dieselfde met die skrampet, so die voel in die skrampet ook. Dit is 'n prysie, maar kontak Impact, hulle praat direk met hulle en dan maak hulle vir julle 'n mooi weerpad skrampet, reg baie mooi. Dis nie sê jy moet hierdie gebruik nie, as my dit voorstel, dit sal mooi lyk, maar ek het hierdie jaar gesien hoe ons uitkie sommer daai gerante skrampet speel. Dis nou nie wat ons eerste keuse is nie, maar dis hele beskik. So daar's ook ek gaan al die goed vir julle stuur op die groep, so julle kan baie ons kontak vir die skrampet. En dan boodskappe, kan jy so meer Prins op kontak of myself, as daar boodskappe is, en ouers onthou my, boodskappe gaan eers vir barmhartigheid, kindertjies wat nie toere kan betaal, van daar af ons begin met klerasie, en dan kom ons weer afsluit. Kommunikasie, raadpleeg D6, en ons het 'n nuusbrief wat elke week uitgaan, so maak net seker daai kommunikasie is so weet julle van, en ons ook nou op die WhatsApp groepie. Ek gaan hierdie WhatsApp groepie hou, as jy nog nie op die WhatsApp groepie is nie, kan jy net 'n fotootjie neem, en dan gaan jy vat na ons WhatsApp groepie toe. En dis min of meer dit. Eintlik wil ek my inligting deurgee aan die ouers, en dan wil ek nou die vloer oopmaak vir enige vrae van julle kant af, onsekerhede, dit wat julle bekommerd is oor, dat ons nou nie in die seisoen vraagjes vra wat ons nie vanaf bespreek. So as ek enige vrae het en of vrae vir julle kant af. Ek gaan hierdie vinnige presentasie vir julle ook oplaai op die groep. Maar Martin is nou daar, so enige vrae. Niks. Die vir ouers. Oom, jy is ouer of nie? Ja.
Ja, ons gaan nou 'n link stuur na die vergadering waar jy die kinders se name gaan insit vir proewe, dat ons daai persoonkie se name kan kry, hulp kan neem en ook kan voorberei wees vir die proewe. Kijk, my proewe hou ons 'n week. So ons hou van daai maandag tot die Vrydag, tot die donderdag ons proewe en dien ons voel ons moet aan ons Vrydag ook 'n proewe. So van die 20ste Oktober hou ons vir hele week 'n proewe. Ja, solank hy ten minste een sessie by ons net kan sien dat hy was daar vir proewe, ons het kies soos een wat nou nie daar was nie, ons weet hy sterk en ons maak ons onsself moeilikheid. So as hy net een dag se proewe kan bywoon, ons net kan sien dan. Soos ek sê, ons gaan nog baie kere, die kinders gaan nog baie geleenthede hê dag so toernooi wat gespeel word, so daar genoeg geleenthede wees. Ek dink die belangrikste wat ons hier is kommunikeer. Vir die Afrika is een. Luister, dit is atleet en nie by maandag Dinsdag wees nie, maar so Woensdag wees. Woensdag nie sal wees. Ja, soos ek sê, op die oomblik is 150 ouers wat die groep is. Ons het verlede jaar die eerste 108 oefensessies oor 120 setjies. So is eintlik goed. Dis 'n goeie oesjaar en daai. Ja, so enige ek persoonlik het my van die woord is eintlik miskien is inligting klaar deurgegee aan die ouers en ek dink die groepe was vroeg goeie die groep het vinnig volgeraak van die ouers. Die kommunikasie is klop die groepe, maar ek voel hierdie is belangrik dat ons mekaar in die oë kyk, want ons gaan 5 jaar sal mekaar pad stap. So geen vraag. Hoe moet dit sê? Okay. Ons Here, dankie, welkom en dankie dat jy was om te probeer asseblief self. Ek dink baie belangrikste is jy het al gesê, hy is al 4 keer weer in my teleblog waar meneer Koffer my Here gesê het. Ek gaan nou oor vir raak sê. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit vir dat julle verstaan. Daai seuns kom rou by ons. Al het hy veel al die al het hy veel taal. Dis rou. En kinders ontwikkel persoonlikheid. En dit beteken nou nie dat as jy seun nou nie goed is of nie in die span is, maar dit kan nie sê. Dit beteken dit God. Dit ken kinders. Ons deur is ook om hier gesprekke. Julle is welkom oor nie vrymoedigheid om te vra. Dit gaan beteken nie jy die vrymoedigheid om die span voor te stel, of spelpad voor te stel, of wat ons moet doen en sulke move doen in die lyn staan en so werk. Maar jy mag om vra oor jou werk. Waar kom jy tekort? Waar kan jy werk? Wat kan jy self oor die kans en wat sê? Waar kom jy kos? Hy het nie so oor mense altyd in die reg om te sien. Maar dit is 'n ou produk van ons. Maar kan julle glo dat as jy van 30 tot 30 stap aan dit in totaliteit aan. Ons like ons is. Maar vat hande asseblief. Wees deel van die ouer groep van kommunikasie met die Afrikaners. Daai verhouding tussen skool, personeel en ouers is vir my ongelooflik. Dis my regtig. Ons is 'n gemeenskap nie en ons sit in loopende parentes met hele kosbare spesies. En dit is belangrik dat ons probeer ook kinders wat in 'n klink beheer as Afrika is luisterie PT's is dit klein en dit is stadig van pas nie goed genoeg nie, bang vir kontak, nie goed genoeg om by die hoë bal nie, botterbilletjie is nie loskakel nie. Dan is dit 'n eerlike opinie, dis nie persoonlik teenoor jou of teenoor jou kind. Dit is dan om vir jou die inligting. Ek dink net as ons nou sit en een van ons saamstem ten volle by die rassiese span. Saterdag, verlede Saterdag of volgende Saterdag. Dis absoluut in die aard of the world. So gee die Afrikaners asseblief daai vryheid, gee hulle daai
vertroue, hulle verdien dit, die ons kan baie afgeloop. Ek sê altyd vir mense, voor ek nou getroud was, het mense my altyd gevra, maar jy jou ek, dit jou werk. Ek het op 'n stadium gekom toe ek jong onderwys het, 7 jaar in die professionele leiding gemaak. Verstaan dat ons 450 kinders per jaar deur die klas. En dan na 10 jaar het ek omtrent 300 kinders rugby af. So nee, maar ek ook 3 kinders wat hier rondpad is. Versier dit in daai lig, dra daai boodskap oor in die ander, want ek weet ook die ouers wat hier sit is die positief. Dit is gewoonlik ook hoe dit werk. So ek het net gesê die mense wat in die kerk sit, die sal spreek. Vertrou ons, gee van die juiste instansies wat hulle op die veld gaan stuur, omdat jy dink op jou span gaan gebeur. Want hulle dink is die beste span. En dit wat jy dink, hulle dink is nie wat jy dink. Vertrou ons as skool. Maar ek sê die deur is oop, hoe oop en eerlike verhoudings hier die skool is en personeel, en tussen die ouers, en op so 'n manier is ons 'n lekker gees in ons gemeenskap bou, ons 'n lekker regte gees in ons gemeenskap bou en ons skool bou. Daar al reeds ons kan nie koop gebruik, ons kan nie voer. Ons kan nog mekaar mooi broodjies bak, ons kan nog mekaar sê hoe dit wil. 'n Skool in ons land, ons Afrikaanse skool. Dis 'n momentum, dis gevalle, dis borgskap, so alles is maar op jou rugby, sport gespeel, so jy is instansie verseker. Maar iemand vra hoeveel R100,000 kan word, omdat jy soveel as in die graad 7 dit is eenvoudig so, dis in hierdie groep en in hierdie kern dat ons dit kan bevorder en dryf net vorentoe vat. En dit veroorsaak, dit is maar praat van snowball effect. Die res van die goed hardloop dan net saam. Die res van die goed gaan net saam. Beter en goed. So, net van my kant af, dankie vir die teenwoordigheid en dankie dat ons op julle kan staat maak. Nie net vanaand nie, maar ook om ons boodskap op uit te dra. Ek as hoof en die ouens hier kan help maar as die veld na toe te stap of jy sê luister nie soos in die moet jy nie so. Dit is nie hoe ons op die apart doen. Ons kry nie op reps nie, maar dit dra so meer gewig as die Johan vir die kus na die stad en sê Jacob ons sê is nie ons. Of as julle na die stad en sê jy het ons daai connectie by die besigheid aan betrokke. Dit dra net soveel meer gewig as dit en as ons voorbeeld saam bestaan. So ja, dit is my storie, ek sien uit my eerste voorrecht is as jy wees by die skool en ek sien ongelooflik waar in my ek dink ons soveel ongelooflik goed doen, maar ander skole waaragtig nog meer by ons, maar dan is daar verseker op waar goedjes waar ons gaan werk en waar ons al gepraat het, dat ons ook kan. Ons weet nie alles nie, ek dink ook nie ons weet alles nie. Ons gaan definitief so'n bietjie skaaf en skoei, sodat ons die beste van kinders en